18 Junie vanmorgen, ons is by lesing 300 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Nou ons hou nog die vorige gesprekke, was nou oor en weer gesprekke oor die voor- en nadele van slawerny, waar Vader dan, of Joshua dan, vir ons duidelik wys, dat slawerny is 'n metode wat hy ook gebruik, om 'n volk tot orde te roep, as hulle van sy weë afgedwaal het. En ons as boervolk is nou in so 'n toestand, waar ons nou al 32 jaar in slawerny is, van 'n bose klomp barbare, maar voor dit was ons ook vir 'n baie lang tyd in slawerny van leuns. En ons het ons eie volksidentiteit en ons grondgebied al verloor in die jaar 1901. Alles wat daarna gebeur het, was maar 'n wêreldorde situasie waar ons in 'n unie onder Engeland ingedruk is. Toe is ons al slawe. Ons voorouers, boere, het Engeland toe gegaan om dit te probeer verander. Hulle is nie eens te woord gestaan nie. En so het ons maar aangekarm, daar's nie 'n ander woord nie. En ons identiteit is stadig maar seker weggevat uit die skole, uit die kerke, en is vervang met 'n Afrikaner identiteit, wat later toe 'n reënboog identiteit geword het, met alles wat op twee bene loop. Dis ons slawerny geskiedenis. In die hand daarvan moet ons hierdie dinge lees wat Joshua en eers Sirenius sê, want hy maak 'n paar goeie punte wat dan ook van toepassing is op ons volk. Nou Sirenius praat, en dit is hoofstuk 211, moet die mens liggaamlik eerste goed versorg wees. Ja, meester en majesteit, maar dit is vir my tog 'n totaal nuwe leer, waarvan voor u niemand ooit van sou gedroom het nie. Dit is nou wel duidelik dat niemand behalwe u alleen, die mense van alle wêrelde, van A tot Z moes geskape het, want sonder om self skepper te wees, kon 'n mens dit nooit geweet het nie, behalwe as op die manier waarop ons dit nou van u af gehoor het. Ervaringe gedurende alle tye het geleer dat dit so is en nooit anders kan wees, as wat u dit nou vir ons uitgelê het nie. Tog sou geen wyse, ook al sou hy nog hoe dikwels die kwade van die mensdom waargeneem het, oor die oorsaak daarvan iets kon gesê het, waar sou hy dit dan ook vandaan moes gekry het? Want daarvoor is die totale kennis van die mense natuur, vanaf haar oergeestelike tot by haar liggaamlike toestand nodig. En daaroor wil ek net iets sê oor die laaste versie. En dit is dat ons met hierdie nuwe openbaringe en ons nou kennis bekom van die mense natuur vanaf haar oergeestelike af. Dit is nooit in die kerke geleer nie. Alles het begin by Adam en Eva. Maar alles het nie begin by Adam en Eva nie. Adam en Eva se skepping was 'n gevolg van 'n onnatuurlike ding wat gebeur het in die geestelike ryk. En daardie kennis was nog nooit vir die mense geopenbaar nie, want dit was nie nodig nie. Hoekom is dit nou nodig? Dit is nou nodig, want Satan is besig met alles wat hy in sy voorraadskure het, om dit nou uit te bring op aarde. Baie van hierdie goed is oergeestelike wesens, wat boos geword het, en wat in die aarde verborge gehou word vir ons. Geestelike wesens, wat ons nie kan sien nie, maar ook natuurlike, liggaamlike wesens, wat ons sal kan sien. Oral kry ons nou berigte dat hierdie grens deurgebreek is, met behulp van Satan se werktuie, wat natuurlik die satanistiese organisasies is, en dan die wêreldorganisasies, wat veral by Switserland met CERN portale oopgemaak het, vanaf
die bose na die aardse toe. Nou moet ons kennis hê oor hierdie goed wat uitkom, want baie van hierdie goed gaan hulle self voordoen as baie oulik en as baie mensliewend en dat hulle hulp wil aanbied. Dit terwyl ons enigste hulp by Yeshua gaan wees. En daarom moet ons hierdie kennis hê nou in hierdie tyd. Want dan kan niemand wat hierdie woorde het sê ek het nie geweet nie. Daar gaan baie van hierdie wesens baie hulpvaardig wees en hulle gaan baie goeie dinge doen, maar uiteindelik met die doel om die mens van Yeshua te vervreem. Het sy dit nou deur ander middels gaan gebeur, medisyne, besetenheid, gebondenheid, maak nie saak wat nie. Maar alles wat uit daardie gebied gaan kom, het 'n gees. Ons moet dit altyd weet. As jy in 'n kerk gaan sit jy in 'n gees. In 'n toestand waar 'n gees oor jou gaan en ook in jou inkom. Hier vanoggend waar jy sit, is daar ook 'n gees. Die waarheidsgees, wat ek lees Vader se goed met kort verduidelikings daarby. En daarom is dit so belangrik om die waarheidsgees in jou te hê, sodat jy hierdie ander geeste kan waarneem. Want onthou, hulle kom nie net as duisternis nie, hulle kom as skynligte. Ek het die verhaal genoem van iemand wat hier in ons gemeente gesê het, dat daar van hierdie sprinkaanagtige wesens op die aarde gaan verskyn, wat ek nie 'n probleem het nie, ek glo dit. Maar dat hulle ons gaan help, dit glo ek glad nie. Glad nie. En die inspirasie vir hierdie kennis kom weer ook uit die laer orde geestelike riekelm uit. Daarom moet ons so versigtig wees om nie in die gees in hierdie riekelms te beland nie, wat baie maklik moontlik is met dwelms. Selfs 'n algemene dwelm wat nou goedgekeur is, soos dagga. En dan drank. Die oomblik wanneer jy, soos ons in die algemene taal sê, uit jou mind uitraak, dan raak jy ook werklik uit jou liggaam uit en jou gees beland in hierdie riekelm. En wat gebeur as jy terugkom? Is net so goed as jy in 'n soerietsgat inklim. Wat gebeur as jy uitklim? Al die soeriets klou aan jou vas, jy stink. En in die gees is dit nog erger so. Daai goed kom en hulle klou aan jou en hulle sal vir altyd aan jou bly, as jy nie werklik gaan vir 'n ordentlike geestelike berading en skoonmaak en verwydering van geeste nie. Ons noem dit uitdrywing van geeste. Dit is ongelukkig dinge wat gedoen moet word. En as jy in jou verlede, toe jy nou nog dom was, in so 'n situasie was, waar jy in hierdie goed ingegaan het, dan is dit baie goed as jy na ons toe kom. Ons het beraders, ons het mense wat kennis het van hierdie goed, kennis wat nie deur sielkundiges oorgedra is nie, maar deur Yeshua self, en ons kan bevryding doen. En ek wil dit aanbeveel dat jy dit doen, al twyfel jy net. Die feit dat jy twyfel is al klaar die gees, die stemmetjie wat sê, gaan doen dit. Ons gaan aan, vers 4, en tog, vers 3, maar wie kan om hierdie kennis erns sy eie maak? Wie ken die menslike liggaam tot in elke vesel? Wie het ooit 'n siel vry sien rondloop? 'n Mens weet skaars of hulle wel 'n vorm het, en watter vorm dit is, of hulle groot of klein is. Kortom, die mens is volkome onkundig. Maar waar moet 'n mens dan in so 'n geval die kennis oor die seldsame geaardheid van die mens vandaan kry? Goed, ons is nou 2000 jaar verder en ons het bietjie meer kennis oor die geaardheid van die mens, die liggaam, maar ons het nog bitter min kennis oor die geaardheid en die vorm van die siel.
En dit is wat hierdie lesings ook vir ons gee, kennis oor die siel. So baie mense wat in doktersposisies en selfs predikantposisies is, ontken die bestaan van die siel. En dan kan jy geen waarheid oordra nie, want alles gaan oor die siel, wat ewig lewend is, goed of sleg. En tog, vers 4, moet daar middel en weë wees, waardeur die mens homself beter moet leer ken. Want as die mens uit homself nie kan ontdek wat hy is, en waarvoor hy daar is nie, en wat hom volgens sy geaardheid en bestemming te doen staan, om daardie doel te bereik waarvoor hy deur die Skepper bestem is nie. Anders het hy niks aan alle lesse en alle wette nie. Soos wat mens aan talloos baie mense maar al te duidelik sien, sal sy siel haarself steeds meer in haar omhulsel terugtrek, deur die helaas pynlik voelbare menigvuldige behoeftes van die liggaam. Want die honger knaag, die dors brand, die koue is ook pynlik, en dan bied 'n goeie liggaamlike versorging die liggaam nie slegs die noodsaaklike nie, maar selfs 'n ware luksieuse genot. Die dierlike deel van die mens stel sy eise ook altyd so nadruklik en so onmiskenbaar, dat die stille eis van die siel nie opgemerk word nie. Wie kan dan onder hierdie omstandighede om nog daaroor verwonder, dat 100.000 maal 100.000e skaars enige besef het van die wese van hulle siel? Want by hulle verbind hulle siel haarself van kinds af aan, net so sterk met haar liggaam, dat sy volledig een daarmee is, en daarom in haarself ook geen ander behoefte ken, as die van die liggaam nie. En hier wil ek Karen se lesings bybring, wat sy juis vir ons die woorde ook van Yeshua oordra, hoe die siel in die liggaam moet reageer ten opsigte van daaglikse wandel en weë wat ons deurgaan. En dat die siel altyd moet neig na die gees toe. Want die gees is 'n geskenk wat ons gekry het. 'n Druppel van Vader se oergees, wat in die siel is, maar wat by meeste mense op aarde nog slapend is. En ons moet daardie gees laat ontwaak in ons siel. En dit kom deur te wandel volgens die woord van Elohim. Dit is hoe dit gebeur. Ja, 'n mens moet daarby self sê dat juis by mense wat liggaamlik te ellendig en sleg versorg is, hulle tog ook nooit die geringste spoor van 'n gevoel vir die geestelike behoefte laat nie. Ons het in die noordelike deel van Europa volkstamme waarby nie die geringste spoor van geestelike ontwikkeling te vind is nie. Wat is die rede daarvoor? 'n algemene liggaamlike onversorgdheid. So mens gaan met knippels gewapen, dikwels dag en nag in die digte woude rond, en probeer om 'n stuk wild dood te maak. As hy dit gedood het, dan eet hy dit van honger, soos wat mens sal sê met huid en haar op. Die vraag is dan, hoe sou daar by so 'n volk sprake kan wees van enige geestelike behoefte? Terwyl 'n mens tog byvoorbeeld in Rome, waar die mensdom vir die grootste deel liggaamlik baie goed versorg is, oor 'n menslike siel en haar onsterflikheid reeds lank onderrig gegee het, en daarom ook die meeste aandag bestee het, en nog steeds bestee aan 'n deegsame lewe, wat vernaamlik die oog gerig hou op die vorming van die geestelike mens. En daar was heidense mense wat vir die Romeine en die Grieke onderrig gegee het, by name Plato, Diogenes, Sokrates en al hierdie wysgeere. Maar tog het die mense na hulle geluister, en hulle het na 'n hoëre gesoek. En net die feit dat ons vandag nog die Romeinse reg het in ons land,
wys dat die Romeinse reg van daai tyd baie goed was om die mens onder beheer te hou. Hoofsaaklik die mens wat buite die geestelike realm van ware Christendom was. Daar is orde, maar by sulke mense soos daarbo wat net wild doodslaan en opeet, baie soos ons Boesmans in ons land, want hulle is nog die enigste nomadiese volk wat so leef, terwyl al die ander swart nasies maar so geleef het. Op een of ander manier het hulle so geleef. En nou is Sirenius en Joshua sit daarby, en maak hom nie stil nie. Hy sê, jy kan nie by sulke mense met diep geestelike dinge kom nie, want hulle is nie ryp daarvoor nie. Vers 8, natuurlijk gebeur het helaas, maar ook nog dikwels, dat die rykes hulle op die lange duur te veel besig hou met die welsyn van hulle liggame en daarby weinig of geen waarde heg aan die ontwikkeling van hulle siele en uiteindelik elke leer aansien as die uitvinding van 'n hongerige wyse, ek bedoel 'n wyse man. Maar hulle het 'n taal waardeur 'n mens homself met hulle oor soveel dinge verstaanbaar kan maak, dat hulle daarna by al hulle sinnelikheid tog iets wat vreemd begin opkyk, wat altyd vir hulle siel 'n wins is. Maar by mense waarvan 'n mens nog nie presies weet of hulle 'n taal het of nie, is dit glad nie moontlik om so 'n verwondering op te wek nie. As dit nie eers kan gebeur nie, hoe sou dit dan moontlik wees om hulle belangstelling te wek vir 'n diepere geestelike behoefte van die siel? En hierdie vers wat Joshua daarby sit en dit nie teespreek nie, geld vir al hierdie barbaarse volkere in ons land, al 13 van hulle. Jy kan nie die diepere geestelike dinge vir hulle inprent nie. Dit is onmoontlik. En dit is hoekom sending onder hierdie volkere sinneloos is. Mors van tyd. En ek sê 'n erge ding, 'n kragtige ding, maar dit is die ervaring wat gebaseer is op wat Joshua vir ons leer. Jy kan nie 'n mens geestelik bearbei wat nie in die gees gewek kan word nie, wat nog op die laagste trap van menslike ontwikkeling staan, wat eintlik nog op 'n dierlike vlak staan, wat eet wanneer hy honger is, drink wanneer hy dors is, en gemeenskap het wanneer hy lus is. En verder is daar nie veel vir hom in die wêreld nie, behalwe nou, omdat hulle geld het, is al die genietinge is daar vir hom om te gryp. In die tyd toe ons blanke volk in hierdie land nog die ekonomie beheer het ons as 'n volk 'n klomp geld gegenereer en geïn. Wat het die mense daarmee gedoen? Plase gekoop, wild gekoop, beeste gekoop, vakansiehuise gekoop, jaggereedskap, visgery, bote ensovoorts. Die ekonomie is gestimuleer deur hierdie dade wat mense gedoen het, wat elke mens het ook die reg om te ontspan, en hy kan dan hierdie goed vir hom koop. Maar wat gebeur vandag? Die ekonomie word glad nie meer gestimuleer nie, want dit is nie eintlik goed wat hierdie mense doen nie. Hulle wil dit hê, ja, maar hulle kan niks daarmee doen nie. Al die geld gaan, en dit is wat ek by ekonome gehoor het, word gepoel in dobbelhuise, in bordele, in drink- en vreedplekke. Ek het al die rekeninge gesien as hierdie ouens 'n middagete gaan eet. Dan praat ons van honderde duisende rande. Want niks daardeur word in die ekonomie teruggeploeg nie. Want ons praat hier van sinnelike mense wat nog nie op die beskawingspyl 'n punt bereik het nie. En daardeur sê ek nie dat binne in hulle is daar natuurlik ook die uitsonderings, dit is so. Want die langdurige blootstelling aan 'n volk wat so 'n geestelike bestaan nastreef, sal die beteres in hulle
ook hierdie tipe van gedrag begin openbaar. Of dit nou aangeleer is, en of dit instink is, sal ons nie weet nie. Maar die hoofrede wat nooit vertel word aan julle jong mense wat hier sit nie, is hoekom het ons nie saam met hierdie wesens geëet, in rye gestaan, dat daar aparte rye en aparte strande en aparte goed was vir almal, was omdat hulle onbeskaaf was. Niemand mag dit sê nie, want dit is rassisties. Ek sê vir jou, dit is omdat hulle onbeskaafd was. Hulle kon nie op 'n spoeltoilet sit nie. Hulle kon nie strande toe gaan saam met ons nie. Kyk wat nou in plekke soos Durban gebeur, wanneer die strande so oopgegooi word. Ek het met 'n ou gepraat wat daai plekke moet skoonmaak. Dit is tonne en tonne menslike feses, ontlasting wat hulle van die strande af opskraap. Daai baddens, veral in Durban, daai groot spoelbaddens daar by die Suidstrand. Ek was een nuwejaarsdag daar in een van daai geboue, weet ek, op die 11de of 12de vloer was ons. Ons het nie uitgegaan nie, want dit was soos bloedrivier. Jy het net, die Zulus het net gekom en gekom. Daar was nie einde nie. Daai damme was 6:00 die oggend helder blou. En by 11:00 was hulle so breed soos daai houtmuur daar agter. Dit is hoekom Vader apartheid ingestel het. Volkere moet kans kry om hulle vlak van ontwikkeling te bereik en nie gehinder word deur ander volkere nie. En wat het ons as 'n volk gedoen onder Hendrik Verwoerd? Ons het al daai ander volkere probeer ophef. Ek weet dit, want ek was daar, ek was in die tuislande, ek weet hoeveel geld is gespandeer, hoeveel huise is gebou, hoeveel infrastruktuur opgesit is, en ek het dit gebou self, in 3 tuislande. So, ons het niks om oor skaam te wees nie. Moenie dat hulle vir jou daai drek in jou kop sit nie. Nou is dit sekerlik beter, want die beskawingspyl van hulle het ook bietjie opgegaan. En nou is dit nie so erg as wat dit was in die 60er en 70er jare nie. Dit is so. Maar kom ons gaan aan met ons verhaal. Maar het is goed dat ons kyk hoe dit inpas by ons nou. Daarom meen ek dat 'n mens eerste die mensdom ten minste liggaamlik goed moet versorg, sodat dit daarna makliker is om die siele van die mense gaandeweg wakker te maak vir hulle egte geestelike lewensbehoeftes. Die mense moet minstens betreffende die eerste lewensbehoeftes versorg wees. Want soos reeds gesê, 'n fisies te arm mens het nie die minste behoefte aan geestelike ontwikkeling nie. Dit is moeilik om te preek vir 'n hongerige maag, tensy hulle eers geëet en gedrink het. Dit is so min of meer my beskeie meester, my beskeie mening. U o meester en majesteit het dit heeltemal gelyk, want slegs u ken u werke volkome. Maar ook ek glo dat ek nie heeltemal ongelyk sal hê nie, want ook die ondervinding van alle tye en volke praat vir my mening. En hierdie vers 10 se inhoud het ons fisies ervaar toe ons begin het met uitreik, voordat ons nog mense op die plaas geakkommodeer het ons na die arm dele van Pretoria gegaan en vir die arm mense kos uitgedeel en klere. En as jy met daai man praat oor God, dan sê hy reguit vir jou, man, ek stel nie God belang nie, ek het 3 dae laas 'n brood gehad om te eet. En dan verstaan 'n mens dit. Eers moet die behoeftes van die liggaam bevredig word, sodat daar 'n rustigheid kan intree en 'n liefde vir die omgee wat mense openbaar kan ontstaan in daai persoon se siel om dan te wil luister. Maar hoekom? Hoekom gee jy vir my brood en kos? Hoekom bring jy vir my klere? En dan kan jy vir hom die leer van Yeshua sagkens woord vir woord begin oordra. Ook nie te veel op een slag nie. So binne in ons eie volk het ons ook hierdie
situasie waar mense nog baie laag aan die liggaamlike versorging staan, of daar staan in daai posisie. En daar moet eers voedsel gegee word. Versorging moet gegee word. En partykeer neem dit jare. Partykeer sal 'n persoon, ons het die geval hier gehad, 3 jaar of 4 jaar, waar die persoon niks wil weet nie. En dan skielik, vanaf iewers, vind daar 'n totale verandering in die persoon plaas en gryp hy die woord aan. So, ons gemeente se werk is nie soos die charismatiese kerke se werke nie. Charismatiese kerke roep jou na vore, dan lê hulle hande op jou, wat ook al jou probleem was, en daarna wil hulle niks meer met jou te doen hê nie, dan is dit vergeet, dan is dit die volgende ou. Ons loop saam met elke mens wat wil, loop ons 'n pad. Want dit is wat Yeshua van ons vereis. Want bekering is nie 'n oombliklike wonderlike situasie wat in 'n oomblik kan gebeur nie. Bekering is 'n proses. Dit is 'n proses wat jy heeltyd die ou moet help en bystaan. En ons het dit al soveel gesien dat as jy nie bystaan nie en nie geestelike hulp gee nie, dan val die ou weer van die wa af. Maar dan is jy daar. En vir my is altyd die gelykenis of die verhaal van die genesing van die man wat lam was, wat hulle deur die dak gesak het, want daar was te veel mense in die vertrek. Yeshua se woorde, neem jou bed op en loop. Hy kom ons maar net vir ons sê, staan op en loop. Maar hy sê, vat jou bed. En ek dink nie, dis so dat die bed nou saam met hom huis toe kan gaan nie. Dit is, as hy weer lam word, dan het hy 'n bed. Want dit is hoe dit in die gees werk. Jy het nie altyd sterk nie, jy word weer, die krag van jou bene verloor jy. Of die krag van jou arms, of wat ook al. Volgende hoofstuk, nood as voorwaarde vir geestelike ontwikkeling. Ons hoor wat sê Yeshua, dis hoofstuk 2:1-2 oor hierdie verhaal wat Sirenius vertel het. Yeshua sê, dit is reg. En ek kan sekerlik nie sê dat jy hier ook iets onwaar gesê het nie. Maar reël jy dit op 'n wêreld nou eenmaal so, dat alle mense sonder hulle eie werk en ander besighede redelik goed versorg is, en daarby sou besef dat hulle so algeheel sonder sorg sou kon lewe, dan sien alle mense gou so daaruit, soos jou Europese noordelike volke. Dit beteken as almal versorg is sonder om te werk. As jy byvoorbeeld die gaar visse by jou mond begin inswem, dan sê hy, lyk al die volkere binnekort soos daai volkere van die noordelike dele in Europa, of soos hierdie swart volkere in ons land. Jou Europese volke uit die noorde was eens in Asië die wieg van die menslike geslag, net dieselfde en nog beter in alles versorg as jou Romeine nou. En hulle het uit die hemele 'n regstreekse opvoeding geniet. Daar was wyses onder hulle soos wat die aarde tot en met my toe nooit geken het nie. Maar wat was die gevolg daarvan? Hulle het baie gesellig geëet en gedrink, van dag tot dag traer geword, en van geslag tot geslag afgesak na hulle teenswoordige toestand. Maar nou, in hierdie armsalige toestand, moet hulle in die sweet van hulle aanskyn sorg vir 'n maar onderhoud van hulle liggaam. En daarby is hulle tog nie heeltemal sonder wyses en leraars nie. En kyk, juis hierdie nood sal hulle stadig maar seker op 'n trap van ontwikkeling bring, wat in elke opsig die van Rome ver sal oortref. Daarom sal dit nie goed wees om die mens so te plaas, dat hy liggaamlik heeltemal versorg is nie. Want dan sal hy uiteindelik so traag word, dat hy hom werklik oor niks meer sal bekommer nie. Die strewe na traag sorgelose rus
is ook weer 'n eienskap van die in sigself dooie liggaam. Die siel, wat vir die grootste gedeelte haar diersame vorm, tydens passende besig wees uit die liggaam moet vorm, sou by die sorgelose rus van die liggaam ook gaan rus, omdat in haar die neiging na niks doen, in beginsel die oorhand kry. Praktiese goed wat ons teekom is dat 'n trae liggaam huisves 'n dooie siel. En ons kry mense hier wat trae liggame het. Hulle is nie lus vir werk nie. En sodra dit gebeur, kan jy maar kyk, die siel van die persoon toon ook geen lig nie. Op hierdie plaas self kan ek nou aan voorbeelde dink, ek gaan nie hulle name noem nie, dis nie nodig, van mense se siele wat morsdood is vir die liefde en die waarheid. Maar as jy na hulle gedrag kyk, sien jy dat hulle skaars uit die Wendy kan kom op 'n dag. En hulle lê nou, hier waar ons nou al 'n uur aan die gang is, lê hulle in slaap. So, dit is 'n feit. Hoe meer gemakliker 'n mens raak, hoe dooier raak hy vir die hoër geestelike dinge. En dit is hoekom dit nie goed is wat kerke doen om mense met kos te oorlei nie. Hulle sit daar onder hulle boom en die kerke dra net kos aan, maar niks verder nie. Dus daai beginsel gee eerder vir die mens in plaas van 'n visstok en leer hom hoe met die visstok te werk, sodat hy self sy vis kan vang. Hoekom? Omdat hy dan sy siel so lewend gaan hou. Maar wanneer jy net lê, die sorgsentrums wat ek baie keer by aankom, wat in daai kategorie val, daar is geen geestelike lewe by daai mense nie. Alles gaan net oor môre se kos, versorging van die liggaam. Dis al. So ons moet baie mooi kyk wanneer ons in 'n posisie is waar ons uitvoering moet gee aan Yeshua se opdragte, dat ons nie skuldig hierin gaan raak nie. Die siel, vers 5, sal haar onaktiwiteit gou deur die pynlike behoeftes van die liggaam verloor, want sy voel dat 'n algehele onversorgdheid van die liggaam haar, saam met die liggaam, die dood sou bring. Tydens die nood van die liggaam sit sy daarom alle hefbome in beweging en versorg, so goed as maar moontlik, eerstens die liggaam. Maar omdat sy nou baie vir die dood vrees, begin sy al gou naas die besig wees vir die liggaam, haar ook besig hou met die ondersoek na die eintlike lewe, en vind deur haar ontwaakte liefde weldra, dat sy as siel tog wel sal voortlewe, ook al gaan die liggaam dood. En dit is een van die eerste eienskappe van bekering, is dat jy tot die besef kom dat jy gaan lewe nadat hierdie liggaam dood is. En dan gaan jy vir jouself afvra, maar waar gaan ek lewe? En dan gaan jy begin soek. Maar dit sou nie gebeur het as die gaarvisse by jou mond ingeswem het en die bottel brandewyne in jou keel oopgemaak is nie. Dit sou nie gebeur het nie. En die girls genoeg was en al die ander partytjies. En dit sien ons vandag in ons volk, dat ons volk totaal en al verval het. Vanmôre toe dink ek nou aan hierdie lesing en ek dink aan die voortrekkers. En ek dink aan waar is ons ten opsigte van daai mense in 'n vlak van deursettingsvermoë en vasbyt. Ons kan nie eers onsself in hulle skaduwee stel nie. Onthou die mense in die Kaap, die Vryburgers, het mooi huise gehad, met slaapkamers, lekker beddens, sitkamers, vuurherde. Daai tyd was daar nie krag nie, maar hulle het al die geriewe gehad wat daai tyd moontlik was. Koppies, borde, messe en virke, want dit is een van die eienskappe van 'n ontwikkelde volk. Hy vreet nie met sy hande nie.
Hy eet met eetgerei. En hulle het besluit om daai huise te verlaat en op 'n ossewa te klim. En agter daai ossewa aan te loop, want nie almal kon op die wa ry nie, want daar was 'n klomp goed daar in geberge, die huisraad en goed wat noodsaaklik was, en kosvoorraad. En besluit om oor daai verskriklike Drakensberg te loop en te ry met 'n ossewa. Dink daaraan, dink 'n bietjie as jy jouself in daai posisie bevind, veral julle vrouens, met daai vreeslike sisrok wat jy moet hê, wat hier tot op die grond kom en wat seker, ek weet nie hoeveel lae rok is nie. Nou moet jy langs die pad, is daar nood, jy moet toilet toe. Daar's nie goed, so spoeltoilette nou op die pad, of wat noem ons hierdie goed wat ons langs die pad kry, Shell Ultra Cities gewees nie. Jy is vuil, want daar's nie water nie, die ossewa karavaan van jou het nie 'n ingeboude stort gehad en 'n geysertjie nie. Wanneer jy by 'n rivier kom, moes daar iewers 'n plekkie wees waar jy afgeskit by die water kon gaan was met die koue water, tot jy weer eendag water kry. Daar was nie kos te koop nie, langs die pad nie. As jy by 'n plek stilhou, eerstens moet die pa gaan, en as hy nie raak skiet nie, eet ons nie vanaand nie. En dan moet daai ding afgeslag word, en hy moet voorberei word, in 'n pot gesit word, gekook word. En as daar nie water is nie, kan dit nie ook nie behoorlik gedoen word nie. Dink maar aan al daai goed, en kyk hoe gemaklik het ons dit nou. En ons mense het geen strewe van dankbaarheid nie, ons volk nie. Want in so ossewa trek, glo ek dat daar altyd laar getrek is. En as Piet misgeskiet het, gaan Koos sy kos met Piet deel en sy familie. Want dis hoe dit gewerk het. Ons volk was nog altyd gasvry en behulpsaam. Maar gebeur dit nou? Wanneer een alles het, te veel, deel hy dit met die ander wat niks het nie. Nee. Die woorde wat ek hoor is, ek het hard gewerk vir my geld. Daai slegte ding wat daar by die robot staan, moet maar ook werk vir sy geld. Dit is ons volk se hart. En dit is hoekom ons onder slawerny gegaan het. Nie oor 'n ander ding nie, nie oor rugby nie, nie oor soseer ander goed wat ons ook afgode van gemaak het nie. Die grootste afgod wat ons gemaak het, was ons eie ek. Die liefde vir self en die geen omgee vir die res nie. Dit was die groot sonde. En dan, wanneer ek kyk na die jeug, en ek sien baie jeug wat hier inkom, ek sien mannetjies wat 18, 20 jaar oud is, wat nog nooit 'n spitgraaf vasgehou het of 'n hark nie. Nog nooit nie. Hy weet nie hoe om met daai ding te werk nie. Nou, dis nie altyd net sy skuld nie, dis die ouers se skuld. En dit geld vir alle ander nuttige dinge wat ons in ons tyd al op 18 jaar onder die knie gehad het, want jy het 'n pa gehad wat vir jou geleer het, ouers, en 'n ma, wat vir jou geleer het wat naaste liefde maniere is, sodat jy nie nodig het dat mense soos ons personeel reëls moet opsit in die badkamer, hoe jy 'n badkamer moet gebruik nie, of reëls in die kombuis moet sit, hoe jy in rye moet staan en hoe jy jou moet gedra wanneer daar ou mense en siek mense en krepelmense is nie. Jy weet dit. Maar iewers, so Engels sê along the line, het dit verlore geraak. En nou is daar nie groot hoop meer vir hierdie volk nie. Want so 'n volk het ook geen strewe na 'n geestelike wete nie. Hy gee nie om nie. In elk geval, glo hy glad nie aan die voortlewe van 'n siel nie. Alles is net vir nou. En daarom kan die Satan met sy bendes so maklik oor ons jeug heers, met dwelms, met bose musiek, met bose goed wat hulle inneem, en drink, en al die ander dinge wat ons elke dag teekom.
Ons is regtig in 'n groot probleem. Ons is nou soos daai volkere wat Joshua sê, jy kan geen hoër dinge meer vir hulle gee nie. Alhoewel ons al die moderne dinge van die tyd tot ons beskikking het. Krag, warm water, 'n huis, wat ook al. Is ons geestelik net so sleg af as daai mense, as die barbaar. Daaruit ontwikkel sy dan uiteindelik 'n soort geloof aan die onsterflikheid van die menslike siel. Hierdie geloof word vervolgens meer en meer lewend en is 'n noodsaaklikheid vir die mens. Soos wat die mens die Christendom, ons neem kennis dat dit die verkeerde Christendom is wat ons almal in groot geword het, maar minstens het die Christendom jou geleer dat daar 'n voortlewe is van die siel. En hoe meer ateïsties die mensdom word, en hoe meer wetenskaplik hulle word, en hoe meer die skool die skepingsverhaal uitskryf uit die syllabus uit en Darwin sy evolusieleer inbring, so verloor mense hulle geloof aan 'n voortlewe van die siel. Maar mense wat dit deurdink het, soos wat jy dit oral vind, is baie gou nie meer tevrede met die geloof nie. Hulle ondersoek dit meer diepgaande, beproef die krag daarvan en trag om, as hierdie krag nie meer voldoen nie, die geloof met sterkere en in 'n sekere sin konkrete middele waar te maak. Die volk beskou sulke ondersoekers dan gewoonlik as sieners en hoorders, wat deur 'n hoë gees gelei word en wat op die weg van gesprek met geeste diepere kennis van die lewe van die siele na die dood ontvang. Sulke ondersoekers word deur die volk meestal tot priesters verhef en hulle wat goed insien dat hulle in 'n onmisbare behoefte van die volk voorsien, misbruik uiteindelik dikwels so 'n bykans onbeperkte vertroue van hulle volk. Soek hulle eie aardse belang daarby en is dan slegs blinde leiers van blindes. Maar iets goeds het dit wel, naamlik dat die volk daarmee steeds, ook al is dit hoe swakker, 'n band met die hemele in stand hou. Met die loop van tyd, as die blinde geloof in die priesters steeds swakker en swakker word, staan daar onder die volk nuwe ondersoekers op, wat die oue ondersoek en nooit heeltemal verwerp nie. Hulle verbind die goeie daaruit met hulle nuwe ondersoekresultate en skep sodoende 'n hele nuwe leer, want hulle is nie meer tevrede met die blinde geloof nie, maar slegs met die volle oortuiging, op 'n wysige grond, wat noodsaaklikerwys aan elkeen ter beoordeling getoon kan word. En hier beskryf Vader in vers 9 en 10 die hervormingsproses wat deur die 2000 jaar plaasgevind het. Die leer van die apostels is gekaap, nadat hulle almal doodgemaak is, deur die Rooms-Katolieke van daai tyd, en die Romeine, en daaruit het die Rooms-Katolieke kerk ontstaan. En na baie jare, honderde jare, ek dink meer 1000 jaar omtrent, 1000 iets, het daar ondersoekers opgestaan, wat ons dan nou protestante genoem het, onder andere Martin Luther en al daai mense. En hulle het nooit die ou leer weggegooi nie, maar hulle het verbeterings aangebring. Ongelukkig het daai hervorming toe nie voortgegaan nie, dit het toe gestop, omdat die Rooms-Katolieke kerk baie goed geweet het om dit te stop, deur weer van hulle eie agente in te stuur. Onder andere die Jood Calvin of Cowan, wat die hervorming wat deur Luther en ander ouens begin is, gestop het, deur sy Calvinistiese institusie, onder andere. En so daai leer dan nou saamgekom na Suid-Afrika toe die Hollandse, die Duitse en die Franse protestante hiernatoe trek. Ons volk is gestig met protestante en nie Rooms-Katolieke nie. Die Rooms-Katolieke het 'n paar keer probeer. Vasco da Gama se skip is die see ingejaag, deur Vader die winde daarvoor gesorg,
Bartholomeus Dias kon nie hier land en 'n ding begin nie. Vader het gesorg dat die ondersoek leer van protestantisme, wat op daai stadium die beste leer in die wêreld was. Onthou, ons praat van bykans 400 jaar gelede. Die mense was nog baie ver agter van waar ons nou is. En so het in die ongeveer 60er jare, 70er jare in hierdie land, 1960, 1970, het daar manne opgestaan, wat weer begin het met die hervorming. En so het ons dan nou ons ware identiteit gekry, en ons het uiteindelik agtergekom wie Yeshua is, dat alles deur hom plaasvind, dat ons as volk vir hom dankbaar kan wees vir die oorwinning te Bloedrivier, die oorwinning in die Eerste Vryheidsoorlog, en baie ander dinge. En ek wil nie eens van die oorwinnings praat op die grensoorlog, want daar was dit hy, wat hierdie ou klein groepie blankes, teen die hele wêreld het ons gestaan, teen die Russiese magte, Kubaanse magte, en dan Engels en Amerikaners agteraf, wat hulle die swartes bygestaan het. So is ons dan vandag besig weer met hervorming. En wie doen hierdie hervorming vir ons? Yeshua self. Beter kan ons nie kry nie, meer kan ons ook nie verwag nie. So kom ons lees verder en kyk, so vind die nuutste mensegeslag dan eindelik, hoewel baie moeisaam, die waarheid en daarin deur baie ervaring, ook die wette waarvolgens die lewe gelei moet word, sodat die waarheid wat met baie moeite gevind was, by die mens vir altyd rein sal bly. As daar dan as aanvulling tot so 'n fonds, wat slegs die gevolg was van die steeds toenemende aktiwiteit van die mensdom self, vervolgens ook nog 'n buitengewone boodskap uit die hemele na die mense kom, soos hierdie Lorber geskrifte na ons toe, as 'n magtige wonderbare lig, dan is so 'n volk net soos 'n mens gered, en in die gees soos nuut en wedergeboren is. Kyk, dit alles kom nooit deur die liggaamlike sorglose versorgdheid nie, maar alleen deur die nood en sorg van die mense. Ek sê vir julle, deur nood word selfs 'n dier vindingryk, laat staan nog die mens. As die mens deur nood uitdruklik genoodsaak word om te dink, begin die aarde weldra onder sy voete groen te word. Is hy egter versorg, dan gaan hy net soos die diere op sy leie vel lê, en dink en doen niks nie. Kyk, ek hoef die aarde maar net 100 aanlopende baie geseënde oesjare te gee, en die hele mensdom sou van luiheid begin stink soos die pes. Maar omdat ek steeds goeie en slegte oesjare op aarde met mekaar laat afwissel, moet die mensdom steeds besig wees, en in 'n goeie oesjaar vir 'n moontlike volgende slegte oesjaar voorsorg tref, om nie van honger te sterf nie. En so bly die mensdom ten minste vir die liggaamlike altyd besig, want daar staan daarteenoor dat die mensdom anders, maar al te gou tot algehele onaktiwiteit sou verval. Verstaan julle dit ook? En dit is so waar. En dit verklaar baie dinge, en dit is hoekom hierdie lesing vandag vir my goed is om aan te bied, want ons vra hierdie goed. Hoekom, Vader, moet daar slegte oesjare wees? Hoekom het 1 jaar baie reën, 1 jaar te veel reën, ander jare niks reën? Hier gee hy dit. Hou ons op ons voete, en hou ons op ons knieë voor hom, en in dankbaarheid vir hom, vir elke ou dingetjie wat goed is. So, was vir my baie leersaam, ek hoop dit was vir julle ook. Baie dankie.